In die Amazone lê dorpies diep in die oerwoud versteek, slegs bereikbaar deur dae se reis deur onvoorspelbare waters. Leo en Jesse Halliwell het in 1921 in Brasilia aangekom. Na etlike jare se diens in die Noordooste het hulle 'n nuwe toewysing in die Amazone streek aanvaar. Terwyl hulle gereis het die paartjie begin verstaan hoe geïsoleerd baie riviergemeenskappe was, veral wat mediese hulp betref. So in 1930 het hulle 'n boot gebou en dit die Luzero genoem, wat ligdraer beteken. Dit was nie groot nie, dit was nie deftig nie, dit het mediese voorrade, eenvoudige instrumente, Bybels en 2 sendelinge wat bereid was om op die rivier te woon, vervoer. Vir maande aan een het hulle daardie boot hulle tuiste genoem. Hulle het in hangmatte geslaap en in die hitte, insekte en skielike storms verduur. Wanneer die Luzero 'n draai voor 'n dorp gemaak het die nuus vinnig versprei en mense het by die kuslyn bymekaar gekom. Malaria was algemeen, infeksies en tropiese siektes was wyd en versprei. Jessie, 'n opgeleide verpleegster, het pasiënte behandel en honderde babas gedurende haar diensjare verlos. Leo het deur gevaarlike dele van die rivier genavigeer en die groeiende kerk georganiseer. Riviergemeenskappe het op hulle begin staatmaak en hulle het aanhou terugkom. Jaar na jaar, dwars deur die 1930s en 1940s, het hulle groot afstande deur die Amazone afgelê. Dorpenaars wat eens agterdogtig was, het begin wag vir die geluid van die engine. Kinders wat behandel is, het groot geword en die boot onthou. Daar word beraam dat die Halliwell sowat 250.000 pasiënte behandel het. Hulle sending het 'n lewe van deernis geword, meegevoer deur die stroom. Die Halliwells het gekies om te sê, ek sal gaan, en in die toekoms sou ander by hulle aansluit. Soos wat die werk gegroei het, is meer bote gebou. Elkeen wat mediese sorg en die boodskap van hoop aan gemeenskappe uitdra. Vandag reis Luzero bote steeds deur die riviere van Noord-Brasilië en gaan voort met dieselfde soort mediese sendingwerk wat met een klein vaartuig begin het. Die Halliwells is nie meer daar nie, maar die sending wat hulle begin het, groei steeds. Vir meer stories soos hierdie, besoek gerus encyclopedia.adventist.org.